Goeiedag. Dankie Patmos dat ons kan gebruik julle platform om ook Deaf Friendly se boodskap, die boodskap wat, die evangelie, elke dowe moet die goeie nuus van Jesus Christus sien. Want dowes hoor nie, hulle moet hom sien. Maar saam, ek weet ook, dat die hoorendes dit geniet om op hierdie manier te sien, die boodskap van Jesus. Jesus was lief om stories te vertel. Ek het 2 weke gepraat oor die toring van die Here. Die naam van die Here is my sterk toring, dis my wegsteek, is my wegkruipplek, ek is veilig by hom. Daar's mos daar die lekker Engelse liedjie, The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it and they are saved, en dis waar. Maar ek het ook laasweek bietjie gepraat oor, daar die toring bring werk, want dis die plek van die salwing. U is die horing van my heil, u is die een wat my salf, en salwing bring verantwoordelikheid. In die Nuwe Testament, Jesus vertel 'n baie mooi storie oor hierdie verantwoordelikheid. Hy kom en hy sê in Markus 12 vers 1, toe begin hy deur gelykenis, 'n storie vir hulle te sê. Dis Jesus wat nou praat. Hy sê 'n man het 'n wingerd, druiwe geplant, en 'n heining daarom gesit, draad omgesit, en 'n parskuip gegrawe, 'n plek waar hulle die druiwe trap om wyn te maak, en 'n toring gebou, en hy het dit aan werkers verhuur, en die man het op reis gegaan. Nou as ons daar die volstorie lees, dan lees ons hoe hierdie man, die eienaar, stuur 'n boodskapper om te gaan kyk, hoe gaan dit met my land? Hulle maak hom dood. Hy stuur weer een, hulle maak hom dood. Hy stuur weer een, hulle maak hom dood. Hy sê, wag, hy stuur sy eie seun, want hy dink, hulle sal respek my seun, hulle het daarom genoeg respek vir my, hulle sal nie my seun doodmaak. Hy stuur sy seun, maak hom ook dood. En hierdie storie is eintlik hoe Jesus verduidelik, God het vir die mens alles gegee. Nou hierdie toring, waar hy sê is 'n wagtoring, maar die ou woord is daardie toring, is die plek van sy teenwoordigheid, dis die plek waar die mense veilig is, dis die plek waar hulle kan staan en wag hou en kyk dat alles veilig is. Maar daar's nog een. Dis die plek waar goedheid en seën van die Here gestoor word. So daardie toring is nie net 'n gebou vir beskerming en uitkyk nie, dis ook die plek waar die saad en dit wat hulle nodig het, gebêre word. Die gereedskap, dit wat die werk maak kan gedoen word, is binne in die toring gebêre. Maar hierdie is 'n moeilike storie, want Jesus sê eintlik, kyk, die Here het vir julle alles gegee. Hy het gegee 'n wingerd, hy het hom omhein, hy het 'n toring, sy naam daar geplant, hy het vir julle die voorsiening gegee, alles daar binne wat julle nodig het, hy het vir julle die uitkyk gegee, die toekoms, hy het alles gesorg, maar julle het dit nie aanvaar nie. En dit verwys na God wat stuur profeet, mense wat die mense waarsku, wat hulle leer, wat hulle help, wat hulle wil laat bou. En hulle het selfs vir Jesus, sy eie seun, doodgemaak, omdat hulle nie hierdie boodskap, hierdie nuus van God wou aanvaar nie. En vanmôre wil ek vir jou sê, dat jy is ook 'n toring van die Here.
Hy sê vir Jeremia, in Jeremia is 'n profeet, 6 vers 27, onthou wat ek gesê het, die toring is ook die plek van salwing, dis die plek van profesie. Ek het jou onder my volk as toetser gestel, as vesting, en daardie vesting is 'n uitkyktoring, dat jy hulle weg, hulle manier van leef, doen, kan ken en toets. So is die eerste ding, ons moet aanvaar dat hierdie toring in hierdie stuk van Markus is 'n toring wat die eienaar God homself gebou het. Hy self het sy naam hier kom vestig. Hy self het die profete en sy seun gestuur. Hy self het die voorsiening gebring, maar hulle het dit nie aanvaar nie. Ek en jy kan vanmôre sê, Here, dankie vir u toring. Dankie vir die voorsiening. Dankie vir die toekoms, die hoop, die uitkyk. Maar ook, Here, moet ons dan nou sê, ons aanvaar, dat omdat u naam op ons is, omdat u op ons rus, is ons ook nou soos torings gestel, soos Jeremia die profeet, wat moet uitkyk, en ook die mense se weg kan toets. Hierdie toets is amper soos jou swembad waar jy toets en jy kyk, daar's te veel suur, daar's te min kloor, daar's te veel wat ook al, ek moet die pH, moet ek reg kry, ek moet dit verander. Dis nie te toets om dood te maak nie, dis te toets om reg te maak. Ek het die naam van die Here, ek het die beskerming van die Here, ek het die profesie, die salwing van die Here, om hier waar ek woon, reg te maak, beter te maak. Die naam van die Here bring seën, maar die seën is nie net vir my nie, dis vir almal. Dit bring verantwoordelikheid. Voorreg en verantwoordelikheid loop saam. Ek moet sien wat aangaan. Ek moet praat oor reg en verkeerd. Nie om te oordeel nie, om te waarsku, om te herstel. Habakuk, dis die tweede laaste boek in die Ou Testament, 2 vers 1 sê, op my wagtoring wil ek gaan staan, en op 'n skansmuur, 'n beskermingsmuur, myself plaas. En ek wil speur om te sien wat hy in my sal praat en wat ek moet antwoord. Sien jy dat daardie toring, daardie plek van beskerming, daardie plek van salwing, van profesie, daardie plek van voorsiening, is ook die plek waar ek wag. Wat sê die Here? Dis die plek waar ek uitvind, wat wil God hê? Maar terug na my eerste boodskap in hierdie reeks. Om die Here te volg het 'n prys. 'n Toring het 'n prys. Jesus sê, voor jy 'n toring bou, moet jy die koste bereken, sodat jy nie gespot word nie. Is jy bereid om te sê, die Here is my veilige plek, hy is my beskerming, maar hy is ook my salwing, hy is my profesie, hy is my toekoms, hy is ook my bediening, om mense terug te bring na God se standaard. Dis 'n toring. 'n Toring sal jou kos. Is jy bereid om jou kruis te dra, jou wil, jou gedagtes, jou wy, te onderwerp aan hom? Sal jy op jou toring kom, om te hoor wat sê hy, hoe wil hy dit hê? Of gaan jy 'n halwe toring bou, en gespot word? Nee, hy is die volëinder van ons geloof. Paulus sê, ek het die wedloop volëindig. Jy moet klaarmaak wat die Here jou gegee het. Die voorsiening is daar.
Die voorsiening is daar, die profesie is daar, die salwing, die teenwoordigheid van die Here, die beskerming van die Here is daar. Mag jy in 2026 klaarmaak, bou wat die Here wil jou voorgeroep het, wat die Here wil hê. En daardie toringnaam kan ook vertaal word. Dink aan Rustenburg, Johannesburg. Daardie burgwoord is 'n vesting, dis 'n toring, dis 'n stad. Mag jou plek, jou burg, jou vesting, daar waar jy bly, soos die toring in die wingerd wees. Mag jy, daar waar jy is, die beskerming, die voorsiening, die salwing en die hoop hê om 'n verskil te maak vir die Here. Hy is my sterk toring. Maar die Here sê ook in Habakuk, hy sê ek stel jou aan as 'n toring. Jy word die toring van die Here. Jy word die plek van beskerming. Jy word die plek van voorsiening. Jy word die plek van hoop en toekoms. Jy word die plek van waaruit die Here die wingerd kan oes. Mag 2026 vir jou 'n toringjaar wees, vol van die horing, vol van die salwing van die Here, sodat wanneer hy kom, want hy kom weer, dat die oes gereed sal wees. Dis sy oes, maar ons is mede-erfgename. Dis 'n wonderlike hoop. Mag die Here baie goed vir jou in 2026, omdat jy God aanvaar as jou toring, en dat jy sê, Here, ek wil 'n toring vir u wees, 'n ligtoring wat u lig skyn, 'n plek waar u verheerlik word. Amen.